Wat 'n wonderlike voorreg om so die teenwoordigheid van die Here te ervaar. Ervaar julle dit ook? Die vrede van die Here, kalmte van die Here in ons harte, wanneer ons die lof aan die Here bring. Dit is so heerlik om naby die Here te wees. Dit is die beste plek waar daar ooit kan wees, is naby die Here. Ek kyk nou, ek sit hierdie week en ek dink nou sommer so oor die jaar. En ek dink aan al hierdie dinge wat gebeur. En al hierdie goed wat gesê word en gedoen word in die negatiewe dinge rondom ons. En al hierdie dinge, en terwyl ek so aan hierdie goed sit en dink, toe begin lees ek nou maar weer in die Bybel, want dis nou die plek wat ek nou toe gaan. En toe ek daar begin lees, toe sien ek, maar almal wat die Here gedien het maar sulke goed beleef. Jy het gesien, dis waarom die Bybel gaan. Ek gaan lees om van Genesis tot by Openbaring. Begin by Moses, en dan kyk jy dwars deur die Bybel tot op die einde, was dit nooit maklik nie. En dit almal wat hierdeur gegaan het maar met die moeilike dinge te doen gehad. Omdat hulle vir geregtigheid gestaan het, omdat hulle die Here gedien het, omdat hulle die Here liefgehad het, was hierdie dinge in die wêreld teen hulle. Maar hulle het onverskrokke besluit, hulle gaan die pad van die Here stap. Hulle het onverskrokke besluit, hulle gee nie om wat gebeur nie. Hulle gaan God glo en hulle gaan nie toelaat dat hierdie dinge van die wêreld hulle onderkry nie. En ek het ook baie besluit gemaak. Maak nie saak wat gebeur nie, die pad van die Here sal ek stap, ongeag wat met my gebeur, wat om my gebeur, wat aangaan, ek stap die pad van die Here. Nou as ons net lees, een van die mooiste voorbeelde van al hierdie mense wat vir die Here geleef het, in die omstandighede waarin hulle geleef het, kry ons in Hebreërs 11. In Hebreërs 11 is die geloofshoofstuk in die Bybel, van waar gelowiges God geglo het, gebesluit het, hy is hulle hoop, en hulle gaan nie toelaat, dat hierdie dinge van die wêreld hulle onderkry nie, hulle gaan oorwin in die naam van Jesus. En hulle het iets beters gesoek, as wat hierdie wêreld hulle kan bied. Hulle het iets groters gesoek, as wat hierdie wêreld hulle kan bied. Hulle het die oorwinning van die Here ervaar, omdat hulle besluit het, hulle gaan op die Here hoop, en hulle verwagting is in die Here. Die eerste vers van Hebreërs 11 sê, nou is die geloof die versekering. Ek lees nou hier die Afrikaanse gedeelte uit die een wat die een Bybel, Engelse Bybel vertaal. Nou is die geloof die versekering, die titelakte, die bevestiging van die dinge wat ons hoop. 'n goddelike waarborg en bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Die oortuiging van hul werklikheid, geloof verstaan as 'n feit wat deur die liggaamlike of siniese ervaar kan word nie. Geloof is 'n feit, maar ons kan dit nie deur ons liggaam oor dit wat ons sien ervaar nie. Geloof is iets wat uit ons harte werk, wat ons hoop opsit dat dit gaan gebeur. Geloof, sê die Engelse Bybel, is 'n substance. Een van die bestanddele van hoop is geloof. Dis wat die Bybel sê, dat ek vir Engels los en Afrikaans wat. Die geloof is dit wat ons vas aanhou aan wat ons hoop. Ons hoop is op God geplaas. Ons hoop is op die Here geplaas. Ons verwagting is in die Here geplaas, en daarom sal ons nie toelaat dat die dinge in hierdie wêreld ons onderkry nie. Ons gaan net aan. Ek sien hierso die derde vers van hierdie hoofstuk 11 sê, deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Nou dis die begin van die geloof op God is, om dan te besef dat alles uit God is. Mense wat dit nie doen nie, kan nie met geloof lewe nie. Ons moet glo dat dit wat ons sien hier buite, dit wat ons ervaar,
aanvaar die hemele wat hier is gemaak, geskape deur God. Hy het hierdie dinge voortgebring, hy het ons voortgebring, hy het ons kom lewe, kom verander wat kinders van die Here is, en daarom glo ons leef in hom, en hy gaan vir ons sorg. Nou sê die Bybel in die 4de vers, hy sê, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Hierdie ding tref my vanmôre, ek sien dit vir die eerste keer. Hy sê hy het 'n beter offer gebring. Hy het God geglo. Hierdie man het hierdie offer gebring voor die Here en God het dit aanvaar omdat hy dit gedoen het uit sy hart en geglo het daar is 'n God. Nou hoe het Kain dit dan gebring? Ek dink hy het dit gebring uit gewoonte. Uit dit wat hy groot geword het. Of dit wat hy net uit gekom het sy lewe lank. Almal doen dit maar, nou doen ek dit ook maar. Gaan doen dit gou. Gaan hou gou 'n offertjie, gaan maak gou klaar. Maar hierdie man Abel, hy het nie dit gedoen nie. Hy het God geglo. Hy het geglo daar is 'n God. Hy het sy hart op die Here gesit. Hy het geglo dit wat hy is hy uit God. Sy bestaan is uit God. Sy alles is uit God. En daarom sê die Bybel dat hy 'n beter offer gebring as Kain en het God hierdie offer aanvaar toe hy hom bring omdat God met hom was en hy met God was. Die 5de vers sê, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Deur die geloof is Henog weggeneem. Hy het nie gesterf nie, die Here het hom sommer kom haal. Hy het sommer so saam met die Here gegaan. Hy het saam met God gewandel. En toe het hy seker te ver saam met God aangehou. En toe hy hom weer kan bly, toe hy op 'n ander plek waar God is, en toe besluit hy hier bly ek sommer. En toe sê die Here, dit is so lekker om jou by my te hê. Ek hou jou sommer hier. En hulle al twee is weg, wat hy tot vandag toe nog weg is en by die Here is, omdat hy God behaag het en geglo het, die Here is met hom. Met geloof moet ons hierdie goed ons eie maak. Ons kan dit nie kry deur te sien. Ons kan dit nie kry deur muscles te bou nie. Ons kan dit nie kry deur ons slim te leer nie. Ons moet dit kry deur God te glo. Ek staan vanmôre hier, nie omdat ek die Bybel geleer het nie, ek staan vir hier vanmôre, omdat ek dit wat ek vir julle vertel, dat die Here Jesus leef en hy het opgestaan, het vir my 'n werklikheid geword, omdat ek dit glo, en daarom het ek dit myne gemaak, en daarom staan ek hier om aan julle te verkondig, Jesus leef, en hy het opgestaan. En toe ek dit glo, toe word dit vir my 'n werklikheid. Toe ek dit glo, toe besef ek, waarlik, die Here leef en hy het opgestaan en hy is met my. En daarna was dit nie net maanskyn en rose nie, maar dit maak ook nie saak nie. Ek glo God en dit wat hy my deurvat elke dag waarmee hy nog vir my gaan deurvat, is een opwindende wandel met die Here om saam met hom te leef. Prys die Here. Dis wonderlik om met God te wandel deur die geloof. Dis al manier hoe ons dit kan doen. Die 6de vers sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. Jy weet, ek dink altyd, ek probeer geloof verduidelik vir myself op baie male. Hoe werk dit? Ek probeer dit verstaan. Geloof is om die dinge te sien wat daar nie is nie, maar te weet, dit is daar. En dis al manier hoe ek God kan behaag, deur net om die Here te glo. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is net een manier. Ek moet glo, die Here is met my, hy gaan my help, ek stap hier deur, ek sal nie toelaat dat die goed my onderkry nie, die Here is my hulp en die een wat my deurdra elke dag. As ek so in die Nuwe Testament gaan lees, dan sien ek mense wat besluit het, hulle gaan God glo. En dis interessant, as jy die evangelies gaan lees, wie het die Here geglo? Nie hulle wat iets gehad het nie, hulle was of siek of hulle niks gehad het, hulle die Here geglo.
So hierdie gebeur baie maal met ons, sodat ons God kan glo, sodat ons meer kan uitvind hoe werk dit om met God in aanraking te kom. Ek dink maar aan hierdie blinde man Bartimeus, Matteus 20:29. En toe hy Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte hom gevolg. Baie het hom gevolg. 'n Groot menigte sê die Bybel. En daar het 2 blindes langs die pad gesit. En toe hulle hoor Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê: "Wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid." En die skare het hulle bestraf dat hulle moet stil bly. Maar hy het al harder geroep en gesê: "Wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid." Toe gaan Jesus staan en roep en sê: "Wat wil julle hê? Moet ek vir julle doen?" Die Here sê vanmôre vir jou: "Wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen?" Ons gaan na mense toe om ons te help. Ons gaan na organisasies toe om ons te help. Jesus vra vanmôre: "Wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen?" Hy's gister, hy's vandag, tydens tot in alle ewigheid dieselfde. Hierdie 2 manne het geloof gevat en hulle het opgestaan en hulle het uitgeroep en gesê: "Here, seun van Dawid, wees ons barmhartig. Help ons asseblief." Hulle het geskreeu. Hulle het opgespring. Jy het gedink aan 'n blinde man wat hardloop en daar's klippe. Hy's meer op die grond as wat hy regop is. Hy hoor hier in 'n rigting en hy hardloop en hy roep: "Jesus, seun van Dawid, wees ons barmhartig." Die skare rondom sê: "Bly stil, julle raas, julle is blind, sit daar aan een kant, skud julle blikkie." Hulle hardloop en hulle het net al harder en harder geroep en Jesus gaan staan: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" Interessant, hy kan sien hulle is blind. Hy sien ons hoekom hulle val aan. Hy vra: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" Hulle sê: "Here, dat ons oë geopen mag word." Jy sê: "Here, ag, hier is my omstandighede. Kyk hoe gaan dit. Wat wil jy hê moet die Here vir jou doen?" Sê vir hom wat jy wil hê moet hy moet doen. Spesifiseer vir hom. Sê: "Here, help my, gee my genade, open my oë, doen iets vir my, kom gee vir my oorwinning, kom bring vir my dit wat ek nodig het en die Here sal vir jou gee." Hy is nie die aannemer van die persoon nie. Hy is die kenner van die hart en Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. Hy het innig jammer vir hulle geword. Die Here is iemand, Jesus, het jammerte in sy hart, as hy mense sien ly, as hy hulle trane sien. Die Here sê: "Ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, ek is 'n God van naby, ek is nie 'n God van ver nie, ek sal jou help, sit net jou hart op my, op die regte tyd sal ek jou help." Hy het innig jammer vir hulle gevoel. Hy's iemand wat belang stel. Hoe erg het hy belang gestel? Hy het die hemel verlaat, op die kruis gekom sterf, sy lewe gekom gee vir jou, sy bloed gekom gee om jou te was, heilig, skoon te maak, so dat jy voor hom kan staan in geregtigheid. Hoe meer kan hy omgee? Wat meer moet hy nog bewys? Hy wil jou help. Daar kom 'n laatses by hom in Matteus 8:2. En daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê: "Here, as u wil, kan u my reinig." Daar was baie meer as een, daar was baie melaatses, maar hierdie een het besluit, hy wil na die Here toe kom. Hy wil gehelp wees. Hy het geloof in sy hart gekry en gesê: "Ongeag wat gebeur, ongeag hoe dit werk, ek gaan na Jesus toe gaan. Want ek sien by hom is niks onmoontlik nie. En ek weet, as hy wil, kan hy my help." En hy gaan staan voor hom, hy sê: "Here, as u wil, kan u my reinig." Ek wonder of daar 'n tyd van stilte was toe hy dit gesê het. Ek wonder wat het die mense rondom gesê. Probeer jou na die situasie plaas. Ek dink daaraan terwyl ek so my nag op my bed lê. Hier kom hierdie man aangehardloop. Die mense staan daar. Hy mag nie eers tussen daai mense inkom nie. 'n Masker sal nie eers vir hom gehelp het nie. Hy mag nie tussen hulle gekom en hulle was uitgeband daai een kant. Hy kom hardloop tussen die skare in tot by Jesus. Hy sê: "Here, as u wil, kan u my help."
Daar het seker so 'n stilte deurgesak. Die mense het seker mekaar gekyk, almal se oë was groot. Hoe kan hierdie man dit sê? Die Bybel sê daarop steek Jesus sy hand uit en raak op aan en sê, ek wil word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid genees. Matteus 8, vers 2 tot 4 kan jy gaan lees. Onmiddellik. Hy sê ek wil. Die Here wil jou help. Die Here wil jou genade gee. Die Here wil jou daar uithaal. Kry net geloof in hom, soos hierdie mense gekry het. Staan op en gaan na Jesus toe. Moenie na mense toe gaan nie. Ek het al hoeveel in my lewe gesien. Dan probeer ek na mense toe gaan om my te help. Dan kom ek by doodloopstrate. Dan gaan sit ek alleen op my bidplek. Dan sê ek, Here, ek vra om verskoning. Ek het nou na mense toe gegaan. Ek kom na U toe. Help my asseblief. Gee my genade asseblief. Gee vir my 'n oplossing. En nog elke keer as ek moet geloof na Jesus toe gegaan het hy my gehelp. Want hy wil ons help. Vertel vanmôre vir hulle by die huis. Ek het eenslag kom ons op vakansie van Rustenburg af. En ons gaan die Sondag aand net na 'n kerk ry. En ek dink net eers nou moet hierdie kerk net klaar maak, dat ek by die huis kan kom, ek is nou haastig, ek wil by die huis kom. En toe ek by die kerk se deur instap, toe sê die Here vir my, hoekom ry jy nie? Hoekom maak jy? Hoekom ry jy nie? En dit tref my hart so diep, my gesindheid, waarmee ek hiernatoe kom. Die hart waarmee ek vanaand wil kom en dit vir die mense vertel wat die Here met my gedeel het in die woord. Wat 'n gesindheid is dit? So my hart is nie daar. My geloof is nie in God nie, dis op ander dinge. My hart is op ander plekke, my lyf is hier, maar my kop is op 'n ander plek. En ek raak verskriklik aan die huil. En ek gaan kniel daar agter by so 'n plekkie soos hier agter en ek gaan bid en ek sê, Here, help my, gee my genade, vergewe my, ek sal net hier bly, maar ek het gekom om U naam op te lig. En toe ons klaar gesing het, toe sê ek, sing saam met my ou liedjie, we have come into this place, to gather in His name, to worship Him. Ons sing daai ou liedjie 'n ronde uur aan mekaar. Sing ons, loof die Here, maak sy naam groot, die Here kom raak mense aan, hy kom doen daai aand 'n wonderwerk in daai plek. Had nog iemand, ons het nie eens geld om te ry nie, ek sê vir my vrou, ek ry tot waar die kar se petrol op is, dan bly ek sommer daar in die bos, en tot iemand my genadig is op petrol ingooi, dan ry ek weer terug, dat ek net 'n slag hier wegkom. En weet jy, daar sit 'n ou, hy kom in, by die kerk ingekom die aand, hy sê, hy wil net iets vir die kerk gee, en hy vat sy chequeboek en hy skryf waar hy check uit, en dit betaal omtrent al ons skuld, en laat dit die bietjie geld wat hulle vir my gee ook kan inbetaal, hy jaar dat ons nog salaris getrek by die gemeente, kan inbetaal. So groot is God se genade, as ons hom glo, as ons hart op hom gerig is, as ons lewe aan hom oorgee. Daarom het Abel 'n beter offer gebring as sy broer Esau, omdat hy God geglo het, hy is 'n God wat oorwinning kan bring. Ek wil vanmôre vir jou sê, kry dit in jou hart, dit wat jy vir die Here vra, dit kan hy vir jou doen, hy sal dit vir jou doen, hy gaan dit vir jou doen, as jy hom net kan glo. Ons kyk so maklik, dan sê ons, ja, maar daai en die Here help my, want hy dit gedoen en dit gedoen, en so gemaak en so gemaak. Gaan kyk gou in die evangelies, hoe die Here vir iemand gesê het, ek gaan jou nie help nie, want jy dit of dat gedoen. Hy het gesê, kom, ek gaan jou help. Toe hulle vir hom vra van die ander blinde man, wie so oor opgemaak het, toe kom die slim Fariseërs aangestap. Hulle sê, wat het sy ouers nou verkeerd gedoen, laat die kind blind is? Wie wat was sy antwoord? Gaan kyk 'n bietjie. Jy gaan dit in Johannes Evangelie kry, ek dink is Johannes 9. Gaan kyk wat het hy gesê. Wie wat sê? Hy sê, hulle het niks verkeerd gedoen nie. Hy is blind, sodat die heerlikheid van God openbaar gemaak kan word. Die Here maak sy oë oop en hy sien.
En toe is hulle kwaad vir die man. Hulle sê, hoekom moet jy nou kan sien en al hierdie goed en ons moet hom bekommerde, almal daar kom vra van dieselfde vraag, hulle vra vir sy ouers, nou wat het hier gebeur? Hierdie man sien nou en hy was blind, is dit so? Hulle is bang, hulle jaag hulle weg. Hulle sê nee, gaan vra maar vir hom dat hy vir julle sê. Hulle sê vir hom, maar hierdie man wat jou oë gemaak het is van die duiwel. Hy sê, julle kan my so sê, maar een ding weet ek was blind, maar nou kan ek sien. Een ding weet ek het God geglo, hy het my lewe kom verander, ek behoort aan hom, en ek vrees nie, want ek weet, die Here is met my. En ek wil vanmôre vir jou sê, maak jou saak aan God bekend, hy gaan vir jou die oplossing bring. Bring dit wat jy het na die Here toe, hy gaan jou help, hy gaan jou genade gee, hy kyk nie wat het jy verkeerd gedoen nie, hy kyk na hoe lyk jou hart. En as jy na hom toe kom, gaan hy jou kom help. Wat 'n wonderlike voorreg om die Here te ken. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet, ons kan op die Here hoop. Julle kan verder gaan, ek gaan nie aangaan met Hebreërs. Jy gaan lees in Hebreërs 11, dan praat hy nog van Abraham, en hy praat van Isak, en hy praat van Moses, en hy praat van al hierdie mense, en hy sê hierdie mense het iets beters verwag, as wat hierdie wêreld hulle kon bied. Hulle het God verwag in al sy heerlikheid en al sy oorwinning. Mense is bekommerd die aarde gaan vergaan. Weet jy wat? Hy gaan vergaan. Moet vuur en moet swaal. En dan kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin die geregtigheid woon. So ek glo alle kant hierdie aarde. Ek glo verby hierdie aarde tot daar waar God woon. Prys die Here, man, ek vrees nie die dinge hier nie, want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in my is, het hierdie wêreld oorwin, en met my geloof in hom, oorwin ons hierdie wêreld, en ons wandel hier as kinders van die Here, in die geregtigheid van die Here, sonder om te vrees. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hy sê die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis 'n titelakte, sê een vertaling. Dis 'n bevestiging dat dit so is. Hulle sê vir my, hoe kan jy sê jy gaan hemel toe? Ek sê omdat ek Jesus het. Hulle sê, hoe weet jy Jesus? Ek sê omdat ek dit weet, omdat ek weet. Die 23 Julie 1985, toe buig ek voor om te sê, ek Here, hier is my lewe. Ek kom ry hierdie ou lewe in van ellende en hy kom verander my lewe. En ek staan op en ek laat my doop en ek word gevul met die Heilige Gees en ek stap die pad van geregtigheid omdat die Here met my is. Prys die Here, man. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Al maniere om by God iets te kry is deur om te glo. Jy kan hom nie beïndruk nie. Jy kan nie vir hom geld gee nie, want alles behoort in elk geval aan hom. Jy kan niks sulke goed doen nie. Jy moet God glo en hy sal jou help. Dankie Here dat ons U kan glo. Dankie dat ons 'n liefdevolle en genadige God het. Dankie dat ons iemand het wat lief is vir ons en omgee vir ons. Dankie Here dat ons nie hoef te vrees nie, want U is met ons. Here, ons is nie vanmôre bekommerd nie, maar gelowig. Kyk ons as gelowiges op na U vanmôre. En elkeen, Here, se behoefte verskil hier soos hulle gesigte. Maar U, Here, sal voorsien. Die Bybel sê die geloof, die gebed van die geloof sal die kranke red. Die gebed van die geloof sal iemand help. Die gebed van hulle wat op God glo, sal oorwinning sien in Jesus se naam. Ek bid vanmôre, Here, vir oorwinning in die naam van Jesus. Elkeen wat God glo, dat die oorwinning vir hom sal kom, dat hy genesing sal ervaar, dat hy guns sal ervaar, dat sy liefde dat U liefde met hom sal wees, en dat hy in oorwinning sal wegstap, en ervaar U is 'n God van naby, en nie 'n God van ver nie. Ons kom vanmôre deur die geloof, en ons verbreek elke siekte in Jesus naam.
Ons verbreek elke depressie in die naam van Jesus. Ons verbreek elke ongeregtigheid in die naam van Jesus. Ons verbreek elke mag van die duiwel in Jesus naam. En ons spreek lewe en oorwinning oor mense uit, sodat hulle kan uitstap in vrede en in guns en in oorwinning in die naam van Jesus. Dankie daarvoor, goeie koning. Baie dankie daarvoor. Ons loof U en ons eer en ons sê vir U dankie dat U met ons is. Dankie, dankie vir ons.